24 uur sonder kla? Kan jy vir die volgende 24 uur nie een keer kla nie? Probeer dit 'n slag om 24 uur sonder klaar te kom. Mens besef nie hoe baie keer 'n mens kla eintlik oor iets nie. Geen gemor oor die verkeer of oor jou pyne of die land se situasie of jou kollega wat jou irriteer of jou uitdagings wat op jou wag of jou gesin wat nie luister nie. Klink dit onmoontlik? Kom ek vertel vir jou hoekom dit die moeite werd is. Eers lees ons wat Paulus skryf vir die eerste Christene in sy tyd in Filippense 2 vers 14 tot 15. Doen alles sonder kla of teepraat. Sorg dat julle bo alle verdenking staan en opreg bly, onberispelike kinders van God, te midde van 'n ontaarde en korrupte mense. Tree onder hulle op as ligdraers in die wêreld. Nou Paulus skryf nie hierdie vanuit 'n gemaklike kantoor, vanuit 'n geriefsone uit nie. Hy skryf dit vanuit 'n gevangenis. As enige een 'n rede of 'n verskoning gesoek het om te kla, dan was dit hy. En tog kies hy 'n ander pad. Vreugde, lof, danksegging eerder as om te murmureer. Nou die sielkunde bevestig hoekom dit so belangrik is. Robin Kowalski, navorser oor menslike gedrag, sê in haar omvattende oorsig dat kla wel 'n natuurlike manier is om ontevredenheid uit te druk. Maar voortdurende doellose kla laat 'n mens voel soos 'n slagoffer wat magteloos is om iets te verander. Wanneer jy elke dag fokus op wat verkeerd is, dan leer jou brein al hoe meer aan om foute en frustrasies te bly raak sien. Die punt is, jou fokus bepaal jou aandag, dit bepaal jou gedrag, en so word jy met kla as dit ware ingeoefen in hulpeloosheid, nie in hoop nie. Jou brein hervorm sodat kla en hulpeloosheid al hoe meer jou basisgedrag en gedagtes word. Die teenoorgestelde is natuurlik ook waar. Elke keer as jy dink om te dank in plaas van te kla, oefen jy jou oog in jou hart om die goeie raak te sien. Jy word 'n lig soos Paulus stel in 'n ontaarde wêreld. So vandag is weer jou kans, nie omdat alles perfek is nie, maar omdat jy glo God is groter as jou klagtes. Jy kan in elk geval vir God jou nood noem. So, watter klagte kan jy vandag met 'n dankbare gedagte vervang? En probeer die volgende 24 uur nie kla nie. Leef geïnspireerd.